Numeri, hoofstuk 26. Die Here het vir Moses en Eleazar, Aaron se seun, die volgende gesê na die plaag: Julle moet die vergadering van die Israeliete tel. Al die manne wat 20 jaar en ouer is, wat op oorlog kan uittrek, moet volgens hulle families getel word. Daar reg oor Jerigo, langs die Jordaan, in die vlaktes van Moab, het Moses en Eleazar vir hulle gesê: Volgens die opdrag van die Here aan Moses, moet al die manne van 20 jaar en ouer getel word. Dit is die getal van die Israeliete wat uit Egipte weggetrek het. Die stam van Ruben, die oudste seun van Israel, volgens hulle families was van Ganoch, die Ganogiete, van Palu, die Paluite, van Gesron, die Gesroniete, van Karmi, die Karmiite. Al hierdie families het van Ruben afgestam. Al hulle geteldes was 43.730. Eliab was Palu se seun, en Eliab se seuns was Nemuel, Datan en Abiram. Datan en Abiram is na die vergadering geroep. Hulle was deel van die bende van Korag wat hulle verset het teen Moses en Aaron toe daar opstand teen die Here was. Toe het die aarde sy mond oopgemaak en hulle lewendig ingesluk saam met Korag. 'n vuur het ook die bende van 250 manne verteer, wat tot vandag toe as 'n waarskuwingsteken dien. Korag se seuns het egter nie saam met hulle gesterf nie. Die stam van Simeon, volgens hulle families was van Nemuel, die Nemuelite, van Jamin, die Jaminiete, van Jagen, die Jageniete, van Serach, die Sargiete, van Saul, die Saulite. Al hierdie families het van Simeon afgestam. Al hulle geteldes was 22.200. Die stam van Gad, volgens hulle families was van Sifjon, die Sifjoniete, van Gagi, die Gagiete, van Suni, die Suniete, van Osni, die Osniete, van Eri, die Erite, van Arod, die Arodiete, van Areli, die Arelite. Al hierdie families het van Gad afgestam. Al hulle geteldes was 40.500. Die twee seuns van Juda, en Onan, het reeds vroeër in Kanaan gesterf. Die stam van Juda, volgens hulle families was van Sela, die Selaniete, van Perez, die Parsiete, van Serach, die Sargiete. Die families wat van Perez afgestam het, was van Gesron, die Gesroniete, van Gamul, die Gamulite. Al hierdie families het van Juda afgestam. Al hulle geteldes was 76.500. Die stam van Isaskar, volgens hulle families was van Tola, die Tolaite, van Puva, die Punite, van Jasub, die Jasubite, van Simron, die Simronite. Al hierdie families het van Isaskar afgestam. Al hulle geteldes was 64.300. Die stam van Sebulon, volgens hulle families was van Seret, die Sardite, van Elon, die Elonite, van Jagleel, die Jagleelite. Al hierdie families het van Sebulon afgestam. Al hulle geteldes was 60.500. Die seuns van Josef was Manasse en Efraim. Die stam van Manasse, volgens hulle families was van Mager, die Mageriete. Mager was die pa van Gilead. Van Gilead, die Gileadite. Al die families wat van Gilead afgestam het was van Eser, die Eserite, van Gelek, die Gelkiete, van Asriel, die Asrielite, van Segem, die Sigmite, van Semida, die Semidiaite, van Gefer, die Gefrite. Die seun van Gefer, Selofgad, het net dogters gehad, maar geen seuns nie. Die name van sy dogters was Magla, Noa, Gogla, Milka en Tirsa. Al hierdie families het van Manasse afgestam. Al hulle geteldes was 52.700. Die stam van Efraim, volgens hulle families was van Sotelag, die Sotalgiete, van Beger, die Bagriete, van Tagan, die Taganite. Al die families wat van Sotelag afgestam het, was van Eran, die Eranite. Al hierdie families het van Efraim afgestam. Al hulle geteldes was 32.500.
Dit was dan al die families wat van Josef afgestam het. Die stam van Benjamin, volgens hulle families was, van Bela, die Balite, van Asbel, die Asbelite, van Achiram, die Achiramite, van Sefufam, die Sufamite, van Gufam, die Gufamite. Bela het 2 seuns gehad, Ard en Naaman, van Ard die Ardite, van Naaman die Naamite. Al hierdie families het van Benjamin afgestam. Al hulle getellis was 45.600. Die stam van Dan, volgens hulle families was, van Sugam die Sugamite. Dit was die families van Dan. Al hierdie families het van Sugam afgestam. Al hulle getellis was 64.400. Die stam van Aser, volgens hulle families was, van Jemna die Jemnaite, van Jeswi die Jeswite, van Beria die Beriite. Die families wat van Beria afgestam het was, van Geber die Gebriete, van Malkiel die Malkielite. Aser het ook 'n dogter gehad met die naam van Serag. Al hierdie families het van Aser afgestam. Al hulle getellis was 53.400. Die stam van Naftali, volgens hulle families was, van Jagsiel die Jagsielite, van Guni die Guniete, van Jeser die Jeseriete, van Silim die Silimite. Al hierdie families het van Naftali afgestam. Al hulle getellis was 45.400. Die totaal van al die getellis van die Israeliete was 601.730. En die Here het vir Moses gesê, die land moet as erflike besitting onder hierdie mense verdeel word, volgens hulle getalle. Vir die groter families moet jy groter grond gee, en vir die kleiner families moet jy kleiner grond gee. Daar moet grond gegee word volgens die getal getellis in elke stam. Verdeel die land deur loting. Hulle moet die land erf volgens hulle stamme. Elke stam moet sy erfdeel ontvang deur loting. Vir die groter stamme meer en vir die kleiner stamme minder. Die stam van Levi, volgens hulle families was, van Gerson die Gersoniete, van Kiat die Kiatite, van Merari die Merarite. Dit is die families wat van Levi afgestam het, van Lipni die Lipnite, van Hebron die Hebronite, van Magli die Maglite, van Musi die Musite, van Korag die Koragiete. Amram was die seun van Kiat. Die vrou van Amram se naam was Jochebed. Sy was 'n dogter van Levi wat vir hom in Egipte gebore is. Sy het 3 kinders vir Amram in die lewe gebring: Aaron, Moses en hulle suster Miriam. Vir Aaron is 4 seuns gebore: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu het egter gesterf toe hulle ontoelaatbare vuur in die teenwoordigheid van die Here gebring het. Al die geteldes van Levi, al die mans van 'n maand oud en ouer, was 23.000. Omdat hulle nie erfgrond onder die Israeliete gehad het nie, is hulle nie saam met die res van Israel getel nie. Al hierdie mense is deur Moses en die priester Eleazar getel langs die Jordaanrivier, net oorkant Jerigo, in die vlaktes van Moab. Daar was egter niemand wat deur Moses en die priester Aaron in die Sinaï-woestyn getel is nie. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, en Joshua, die seun van Nun, het geen een van hulle oorgebly nie, omdat die Here gesê het dat hulle in die woestyn sou sterf.